Loof die Here. Amen. Daar is vrede in sy teenwoordigheid. Daar is kalmte in sy teenwoordigheid. Daar is oorwinning in die teenwoordigheid van Jesus. Kan jy vanmôre opnuut net erken dat jou en my lewe was ons belangrijkste. En die week is ek besig om stadium en ek bid en die Here lê net hierdie, wat ek sien op 'n stadium is net hierdie wit doek. Hierdie wit doek of hierdie wit papier. Hierdie ding kom weer my op en so opnuut en vars en miskien sit jy vanmôre hier en jy kan sien al weet jy wat die lewe het allerlei curveballs deur die lewe in jou pad langs gegooi. Daar dinge gebeur, omstandighede gebeur, situasies gebeur. Miskien kan jy vanmôre hier sit en sê die lewe het nie heeltemal uitgedraai tot nou toe soos wat jy graag wou nie. Dinge gebeur. Vloede gebeur. Weeromstandighede dinge gebeur. Ongelukke gebeur. Siektes gebeur. Sien, ons leef nie in die perfekte wêreld nie. Ons lewe nie in 'n konstante wêreld nie. Maar ons aanbid 'n konstante God. En ek weet dat daar 'n skrif wat sê, ek ken die gedagtes wat ek aangaande jou koester, gedagtes van vrede en nie onheil nie, sodat jy 'n hoopvolle toekoms kan hê. Soms vind jy jouself op die plek dat daar's 'n prentjie wat geteken is, en dis ek wou sê die prentjie wat ek op my kop gekry het was daai idee van 'n skildenaar wat geskilder het en op 'n stadium net besef maar hierdie is net 'n gemors nou. En ek wil vir jou sê dat ek en jy bevind onsself baie keer in die lewe op 'n punt waar ons sê maar hierdie prentjie lyk nie soos wat ek kom wil hê nie. Hierdie prentjie is op 'n plek wat ek wil sê is, kan ek nie net oorbegin nie. En ek wil vanmôre vir jou sê, maak jou prentjie mooi. Ek gee nie om van waar jy kom, voordat jy vanoggend hier ingestap het. Ek gee nie om waar jy gisterand was nie. Ek gee nie om wat jy aangevang het nie. Maar ek weet verseker een ding is dat God vanmôre vir jou sê, ek kan jou prentjie weer mooi maak. Jy moet die besluit neem. Jy sien, dit laat my so dink aan daar's 'n spreekwoord wat sê, een foto spreek 1000 woorde, of 'n picture paints 1000 words. Hoeveel keer het jy al na 'n foto gekyk? Dan kyk jy nie net na 'n foto nie, jy kyk na herinneringe. Jy kyk na 'n storie. Jy kan na 'n sekere foto kyk of jy kan na 'n prentjie kyk en ek wil vanmôre vir jou sê jy kan 'n boek oor skryf. Ek en jy is elke dag besig om 'n prentjie te skets. Ek en jy is elke dag besig om 'n prentjie daar buite te sit. Vanmôre dit vir jou sê dat dit wat mense van jou en van my sien en dit wat hulle van ons beleef en hoe hulle ons ervaar, spreek boekdele. Jy sien, ons kan baie goed sê, maar waarvan spreek die prentjie van ons lewe? Sien, dit wat mense, ek het hier geskryf, en dit wat mense van jou sien en beleef, praat hard. Die prentjie van jou en my lewe skree baie dinge uit.
sien Jesus kom en hy wys vir ons hoe lyk 'n prentjie wat onderwerp is in 'n koninkrykslewe. 'n Prentjie wat sê, Vader, soos U wil, nie soos ek. En jy het vandag die geleentheid om net 'n bietjie stil te staan en vir onsself te vra, hoe lyk die prentjie vandag? En ek wil vir jou sê dat, terwyl ek dit sê, sien ek hierdie groot skildery. En daar is deeltjies van daai skildery. As ek dink net aan 'n landskap, dan is daar dalk ergens 'n huisie. Daar's ergens 'n boom. Ek het vanmôre vir jou sê, in my geval is daar ergens berge waar ons staan. En ons is besig met verskillende dele van daai groot prent. En jy is besig met verskillende dele van hierdie lewe van jou. En jy moet dit in die fynste detail. Want sommige van hulle is jou verhoudings met mense, sommige van hulle is jou verhouding met jou werk, sommige van hulle is jou verhouding met God. As al hierdie klein deeltjies, verskillende maniere, verskillende aspekte van die lewe, is alles deel van hierdie prentjie. Luister, kom ek sê sommer gou vir jou vanmôre, nie een van ons wat hier staan of sit, sê my prentjie was ons altyd dit. Ek laat jy vir my vertel vanmôre, enige een wat hierdie woord hoor sê, jy wat my prentjie nog altyd oral gegaan, ek was tevrede. As jy dit sê, wil ek sê, pas op dat jy die hoog moet sê. Ek wil vanmôre vir sê dat niemand van ons prentjies kan in elk geval uit ons eie mooi wees. Ons sal almal het al 'n gemors gemaak vandag. So. Maar dankie vir die Here se genade. Terwyl ek so bid, kom hierdie ding naas, as drie goed op by my opkom, vra vir Here, wat maak ek, wat? En dit kom by my net op. Daar's drie goed wat jou en my prentjie gaan beïnvloed, wat 'n verskil gaan maak van hoe jou prentjie lyk. Die eerste ding is dat jy en ek verstaan, maar daar is 'n doel. Daar is 'n doel hoekom jy op hierdie aarde is. Dis om te sê, maar weet jy wat, ek en jy moet met intensie leef. Die besluite wat ons maak, gaan beïnvloed word deur die prentjie wat ons al voorsien, wat ons sê, wat is die doel? What is the purpose? Because when the purpose of something is unknown, the abuse of it is inevitable. Jy sien, wanneer jy nie verstaan wat is die doel van hierdie lewe, ek het ander gesê, as jy nie 'n lewe na die dood kan sien, en kan glo dat Christus vir jou lewend maak, as jy in Christus is, as jy nie 'n doel kan sien, as jy nie 'n Christus kan sien, en 'n lewe hierna nie, dan het die lewe geen doel. Want dan leef jy gaan dood en daar sit. Maar dis nie so. Dis nie wat die Here voorspel is nie voor. Hoe lyk jou doel? Dan moet dit doel wees. Hoe gaan ek my lewe in lyn kry met dit wat God vir my aangesit? In die eerste skrif wat ek daar op het, is Filippense 3 vers 14 wat sê, maar een ding, ek vergeet die dinge. Ek vergeet die dinge wat agter is en ek strek my uit na wat voor is en jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus. Luister, jy gaan nie jou doel in God kan behaal en eers kan nastreef en najaag as jy nie op die punt kom sê, maar ek maak my los van wat agter is. Nou wil ek vanmôre sê nie, baie keer dan dink 'n mens, as ek die skrif gehoor het in die verlede, dat ek baie keer net in al die tye en die plekke en die kere waar jy wil droog gemaak het, waar jy verkeerde goed gedoen het. Ek wil ook sê die kere wat jy goed gedoen het. Want as jy gaan vashak by dit wat jy goed gedoen het, 'n jaar en 2 jaar en 3 jaar en 4 jaar en 5 jaar gelede, dan gaan jy vashak. Dan gaan jy nooit vorentoe gaan groei na die plek waar God jou wil hê. Want jy gaan roem op dit wat jy gister gedoen het.
en jy gaan nalat om te groei. Hy sê ook daar verder, hy sê dat ek strek my uit na wat voor is. As ek daai woordjie hoor en jaag na die doel. Dit beteken daar is 'n effort. Daar is 'n poging wat aangewend word. Daar is 'n aksie. Ons verhouding met God is nie passief. Dis nie 'n ding van ja, weet die Here is daar. Jy weet hy's daar. Nee, dis 'n aktiewe proses. Dis aktief om elke dag te sê, Here, daar is 'n doel. Daar is 'n doel hoekom ek op hierdie aarde is. Wat is daar 'n doel? Hy skryf vir jou, hy sê, hy jaag hierdie doel na, om wat? Om die prys te verkry van wat? Van die hoë roeping. Dit is 'n prys. Ek wil vanmôre sê, dis 'n wat is die regte woord? Ons sê dis 'n beloning vir jou en vir my om te kan doen dit wat God ons voorgeskaap het. Daai hele skrif het my al vanoggend maar Efesiërs 2 wat hy vir ons gesê het ons is sy maaksel, geskape in Christus, met goeie werke wat God voorberei het. God het voorberei sodat ons aan kan wandel. Dit is 'n prys. Dit is 'n beloning om in dit te kan wandel. Daarom skryf hy sê hy jaag na om hierdie doel te kry, om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus. Saam met dit kom maar hierdie doel, waartoe streef ek? Ek streef na heiligmaking. Daar's 'n ander skrif wat ook sê kom raai opsit, maar dan is daar ook 'n skrif wat sê dat jy is geroep tot heiligmaking. Jy is nie geroep om tot onreinheid, tot reinig, tot heiligheid. God het jou geroep. Hy sê daarso, maar soos hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig word, omdat daar geskrywe is, wees heilig, want ek is heilig. Dit moet altyd die strewe van 'n kind van God wees, om heiligmaking na te streef. Ons moet altyd gaan kyk, wat is die goed wat maak? Ek wil sê, wat is die goed wat disturbance is? Wat is die goed wat pla? Ek het net nou gesê dat jy kan in die wifi zone wees en nie connect wees. Partykeer is dit so dat jy is daar, maar jy is nie daar, jy is nie aan nie. Jy weet van alles. Ek wil vir jou sê, baie keer weet mense presies wat die woord sê. Maar is letterkennis, is nie geconnect nie. Nie geconnect nie. Die woord sê, die wat die gees van God gelei word, die is kinders van God. Luister wat sê die woord, hy sê, hy wat ons geroep het. Hy is heilig. En dat ons in ons hele lewenswandel heilig word. Ek wil vanmôre vir jou sê, dis nie 'n saak van, ek wil amper sê, van uiterlik. Dit begin binnekant. Hy sê ook daar vir ons in die Psalmspreking in Matteus 5, hy sê, salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Jy weet vanmôre wat is die goed wat maak dat jy veilig voel. Jy weet vanmôre wat is die goed wat in jou hart is wat maak dat jy bitter voel. Ja, goed slaap vannacht. Aanvaar die vergifnis van Christus Jesus. Wat sy verlossing en sê, ek weet nie, ek weet wees. Ek kan in die lewenswandel wandel wat God vir my voorberei. Ek kan in die werk wandel. Maar dit is nie uit ons eie uit. Ons moet op die plek wees wat ons regtig waar sê, soos Paulus sê, ek leef nie meer nie, maar Christus in my. Net nou gesê, daar is 'n verskil tussen om net te sê, ek is 'n Christen. Ons woon in 'n Christenland, so sê hy.
Maar daar's 'n verskil tussen ek as 'n Christen, te sê ek lewe Christus gesentreerde lewe. Christus-centered. Die besluite wat ek maak, die dinge wat ek doen, draai rondom my verhouding met God. Want ek weet dat daar oorwinning is in dit wat hy vir my gedoen het. Hy het veel meer as nie dit wat die vlees ook. Eerste ding was doel gewees. Wat is jou doel van die lewe? Wat is die tweede ding? Die tweede ding is waardes. Waardes en values. Jy sien nou, waardes is daai ding. Jou waarde is daai, dis daai waarhede, dis wanneer jy sekere goed vat, en dis die waardes, dis die waarhede, waar volgens jy jou lewe inrig. Daar's sekere waardes, of sekere waarhede, wat ons gedrag gaan rig en dit gaan dryf. Daar's sekere waardes wat ons aan vashou en sê, maar dis die waarheid vir my. Ek weet dis die waarheid en daarom tree ek so op. As jy sien, daar's 'n plek waar iemand vuur gemaak het, op die grond. Jou waarheid sê vir jou, daai kole is warm. So wat beïnvloed dit jou, die manier wat jy loop? As jy daar wil kom, maar hier is 'n vuur. Jou waarheid sê vir jou, ek weet, daai vuur is warm, en daai vuur gaan my brand. So ek gaan nie deur daai vuur loop nie, ek gaan omloop. So waardes is die goed wat bepaal die manier wat ek en jy optree. As jy mooi daaroor dink, dan is waardes, dis die grenslyne. Dis die grenslyne. Dis daai lyn wat 'n beskermingslyn bied en sê, hier binnekant is ek veilig. Dit gaan my gedrag bepaal. Dit gaan die manier bepaal wat ek dink, wat ek optree, wat ek praat, wat ek doen, alles. My waarde bepaal dit. En as ek daai waarheid in Christus het, dan is daar mos iets waarvolgens ek kan leef. Dan is dit die ding wat beïnvloed van hoe gaan ek lewe. Dit gaan jou gedrag heeltemal beïnvloed. Jy sien, die wêreld se waardes is op selfbelang en omstandighede gebou. Kyk na myself, die eie ek. Ek moet reg wees, ek moet 'n beheer wees, almal moet maak soos ek sê, anders is niks reg nie. As iemand eendag gesê het, ons daar so spreekwoord vir ouens gesê, it's my way or the highway. Jy sien, jy is op 'n baie gevaarlike plek, is alles altyd net jou way moet gaan. Is alles net moet gaan die manier wat, ek wil vanmôre vir jou sê, as jy baie keer voel, maar dinge moet gaan soos jy dit wil hê, dan sit jy op 'n gevaarlike plek. As jy nie oop is vir oortuiging nie, as jy nie oop is om te luister na wat iemand anders vir jou sê nie, dan sit jy op 'n gevaarlike plek. As ons dink aan waardes in terme van God se woord, dan is dit die onveranderlike karakter van God wat ek in jou uitleef. Onveranderlik. Dit verander nie soos omstandighede verander. Dit verander nie wanneer iemand vir jou of vir my iets sê wat ons nie van hou nie. En wat ek vanmôre vir jou sê, het ons dit alles met mekaar, doen ons dit altyd reg. Ek weet nie van jou nie, maar verseker nie ek nie. Ook tree ek verseker by tye verkeerd op. Verseker. En hy sê dat ons, daai skrif van Petrus het gesê, dat ons daarna moet streef. Jy moet daarna streef. Jy moet daai ideaal hê van dit is waartoe ek graag wil beweeg. Anders toe, hoe gaan jy uitkom? Hoe gaan jy geestelike groei, as jy nie iets het wat daar voor is, en sê wat so wil ek wees? En as ek vanmôre 'n skrif moet aanhaal, rondom dit net, is die skrif in Kolossense 3 uit. Hy sê, beklee julle dan as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes.
Ek wil vir jou sê, trek dan vir jou daai pakkie aan, dat die wêreld kan sien, hierdie is 'n kind van God, hierdie is die karakter van God wat iemand uitleef. Trek daai pakkie aan, wat lyk soos wat? Met innerlike ontferming. Daai hart vir mense. Dink die Engelse woord praat van compassion. Ja, hart vir mense. Moenie hard en koud wees. Hê hart vir mense, gee om vir mense. Die tweede is goedertierenheid. Een van die waardes waarvoor volgens ons, ek wil sê nie kan leef nie, maar moet leef. Daai woordjie goedertierenheid word ook vertaal in Engels as kindness. Ek wil vanmôre vir jou sê dat kindness in hierdie wêreld is jou en my verantwoordelikheid. Dis nie opsioneel nie. As kind van God is dit ons verantwoordelikheid. En ek dink sommer net, hoeveel keer wanneer Jesus, voordat Jesus kragtige werke gedoen het, staan geskrywe, en Jesus het hulle innerlik jammer gekry. Ek wil vanmôre vir jou sê dat ek en jy moet, wanneer ons sien, en as ander skrif wat ons laas keer oor gepraat het, maar wanneer jy sien dat dat iemand een of ander misdaad begaan het, of sê, geval het, dat ons so jy moet reghelp, met 'n gees van sagmoedigheid. Met ander woorde, met 'n gees wat sê, ek onderwerp myself aan God. Met ander woorde, is om iemand jammer te kry, dat die vyand die oorhand gekry het. Om iemand aan te spreek en te vermaan volgens die woord, nie omdat ek dink ek is beter nie, maar omdat ek jou graag wil help om op 'n beter plek te kom. Want die vyand wil jou uitmekaar uithaal. Die vyand wil jou verwoes. God het 'n stel reëls en hy wil graag hê ons moet die binnekant leef. Hoekom? Om net vir jou te sê, ek hier 'n gebied en maak so. Nee, omdat God weet wat vir jou goed is. As 'n skrif in Hebreërs wat sê dat hy skryf, julle vaders het julle gedigtig na hul bes wete. Dit wat hulle geweet het wat goed is. Maar God tigtig ons. Die Engels sê hy directs us. Hy tigtig ons na ons bes wil. Want God weet wat die beste is vir jou. Hy wil vir jou vrede gee. Die wêreld wil vir jou fun gee om later te sit met guilt, fear en shame. Later voel jy skuldig. Later voel jy skaam. Later is jy bang. Wie sal af en uitvind? Wat sal hulle van my dink? Kom het ek het gedoen? Maar God maak jou vry. God wil hê dat ons op 'n plek van vryheid moet leef. In sy vryheid. Bekleed jou dan as 'n uitverkorene van God dan. Bekleed jou dan met innerlike ontferming, met goedertierenheid, met nederigheid. Ek wil vanmôre vir jou sê, ons moet so versigtig wees, selfs in die kerk en as kind van God, dat ons onsself nie hoër ag as enige iemand anders nie. Dat jy nie vir jouself die ding in jou kop het, maar jy daarom al gearriveer. Dat jy nie in jou kop het, kyk, ek is daarom gedoop in Jesus naam. Wat beteken as jy nie die pad saam met God stap? Sorry, ons moet nederig bly. Mense moet vir ons nederig ervaar. Wanneer mense ons in die winkel sien, wanneer mense vir ons buitekant sien, wanneer mense vir ons op 'n sportveld beleef, of waar ook al jy beweeg, of in die werk of wat, mense moet jou as nederig nog steeds ervaar. Doen wat jy doen dit goed. Bly nederig. Moenie jouself roem nie. Moenie 'n windlawaai wees. Moenie groot praterig wees as jy die woord op ander plek. Moenie altyd beter wil weet nie. Weet jy wat tye wat jy in situasies wat jy weet, jy verstaan nog iets of jy
maak nie saak wat dit is. Miskien is dit iets in jou werk, miskien is dit iets tegnies, miskien is dit iets wat jy oor die jare geleer het, miskien weet jy regtig om daai oomblik beter. Dan is dit om fyn ingestel te wees en vir die Here te vra, is dit nou die tyd om vir iemand reg te help, of om te sê daar's dalk 'n ander manier, of vir haar? Of is die tyd nie nou nie, want jy gaan weer afbreek doen, as jy gaan goed doen? Wanneer ons mense wil reg help, moet ons leer om te sê, daar's 'n ander opsie daar. Net sê, jy moet dit so doen. Daar's 'n ander opsie. Kan werk. Maar dit gaan oor die motief van jou hart. Dit gaan oor die motief van jou hart. Volgens watse waarde moet ons nog leef? Sagmoedigheid. Sagmoedigheid weer eens is meekness, power under control. Sê Here, al het ek die reg om nou sekere goeders te doen. Ons is nog steeds daar as op die vers 12. Al het ek die reg om nou iemand uit te haal, om dit te doen. Te luister oor die stem van die Here. Sagmoedig om te kry. Here, soos U wil, om lei my net soos U wil. Nog 'n waarde wat volgens ons moet leef is om sagmoedig te wees. Geduldig te wees. Ek dink een van die moeilikste goed baie keer vir my is om geduldig te wees in mense se verhouding met die Here. En baie keer is dit nie daai ding van die persoon sien net, daai persoon het net nog nie die openbaring gehad van hoe sleg hierdie ding vir hom of haar is. Jy dink al, kyk, hierdie vriende van jou is fantasties. Dis die oulikste mense. Maar jy nog nooit, en jy kon nog nooit, oor Jesus met hulle praat. Die woord sê, aan Timoteus, en sê ook, dat ons saam met mense God moet aanroep vanuit 'n rein hart. Mense wat God liefhet. Dis partykeer goed wat ons nie verstaan nie. Partykeer verstaan ons hoekom is sommige mense is eintlik sulke oulike mense. Maar jy weet. Jy ervaar as oulik hoekom? Want hulle laat jou voel dat jy behoort. Die hartseer vir my is baie keer dan wanneer jy gaan kyk in die wêreld. Hoeveel ouens is daar buitekant in die wêreld wat goeie mense in die wêreld so is? Stap die pad by die Here wil jy ons stap. Stap die pad by die Here wil jy. En dan is dit altyd vir my as daardie man sy hart vir Jesus gee, die toelaat dat God die heerskappy oor sy lewe kry. Sal dat baie ding gebeur. Want die liefde van Jesus is lankal in so mense hart gewees, om iemand in te trek. Ek en jy as kind van die Here, moet mense wat veilig voel. Ons moet mense nader trek. Die manier wat ons lewe, die waardes, dit wat ons lewens rig, die manier wat ons maak, dat ons lewe lei op 'n spesifieke manier, moet van so aard wees, dat mense net kan sê, dis die karakter van God wat ek sien. Ons bly 'n strewe, is 'n strewe waarna ons streef. En die derde ding, onthou, ek het gesê, het was doel, het is goed dat ons prentjie beïnvloed, is doel, is waardes, en die derde ding, is prioriteite. Ek wil vanmôre vir jou sê, iemand het eendag hierdie ding gesê, en dit het my nogals relatief hard getref. Iemand het my gesê dat, weet jy wat, die bewys van wat vir ons werklik belangrik is ons prioriteite in die lewe. En wat is vir jou prioriteit in die lewe? Dan was daar 'n ding gewees, wat iemand sê, look at the 3 T's. Look at the 3 T's. How do you spend your time? Hoe bring jy tyd deur?
What do you do with your talents? Die talente wat God vir jou gegee het. And what do you do with your treasures? Wat maak jy met dit wat vir jou kosbaar is, wat vir jou belangrik is, wat vir jou, dit wat vir jou waardevol is, jou skatte? Wat maak jy met dit wat God in jou toevertrou het? Wat maak jy met jou tyd? Wat maak jy met jou talente? Wat maak jy met jou skatte? Nou ding het vir my soos 'n bak ijskoue water moet laat wakker skrik. Want as ons eerlik is met onsself, dan is ek hartseer om te sê, maar God is nie vir ons altyd so groot prioriteit. Ek en jy het geleentheid om dit reg te maak. Wat moet ons prioriteit wees? Markus 12 vers 30 sê ons die volgende ding. Hy sê jy moet die Here jou God lief hê. Met jou hele hart en uit jou hele siel en uit jou hele verstand en uit jou hele krag. Dit moet jou prioriteit wees. Dit spreek van 'n lewe met intensie. Dit spreek van, weet jy wat, dit is my prioriteit. My prioriteit is dit, met ander woorde, as daar verskillende keuses voor my lê, dan moet ek kan sê, weet jy wat, dis my doel wat ek graag in die lewe wil bereik. Hierdie is die waardes waarvolgens ek leef. En dis my prioriteit. Om wat ook al ek doen, te kan sê, ek het die Here my God, die Here my God, lief uit my hele hart, en uit my hele siel, my hele verstand, met al my krag. Wat gaan ek dan kies? Kan jy sien hoe hierdie jou prentjie kan verander? Kan jy sien hoe dit jou prentjie van 'n plek van verwoesting kan vat, na 'n prent wat sin maak, na 'n prent wat vrede gee, na 'n prent wat mooi is, na 'n prent wat iets nalaat, selfs al is jy nie. Matteus 6:33 sê vir ons volgende, hy sê nee, soek eers die koninkryk van God. Soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir jou bygevoeg word. Want net voor het ons gelees oor die bekommernisse van hierdie lewe. Wat sal ek eet, wat sal ek aantrek? Dan sê op 'n stadium, sê hy dan ook daar in hy hoofstuk, en sê God weet wat jy nodig het. En hy sorg vir jou. Hy weet dit. Jou en my prioriteit moet wees om te sê, ek soek eers die koninkryk van God. En dit is altyd die stryd. Dit is altyd die stryd tussen gees en vlees. En die vyand is altyd daar om ons terug te trek en ons fokus op hierdie aardse te sit. Daarom is ons bekommernisse so op hierdie aarde. Hoe gaan ek dit doen? Hoe gaan ek daai doen? Hoe gaan ek daai doen? En luister vanmôre, ons almal doen dit. Maar die woord sê vir my, ons moet eers sy koninkryk. Ek vanmôre sê, wanneer laas het jy voor God jou knie gaan buig? Ek sê, Here, ek het iets nodig van U. Hier ben ek aan. I need something of substance. I need something of substance. Ek het iets nodig wat my kan dra. Nee, Here, ek wil vanmôre sê, en ek gaan dit baie ligtelik sê, maar ek bedoel dit nie so ligtelik nie. Nee, Here, maar ek soek hierdie skoene, of Here, ek soek hierdie, ek het 'n brood nou nodig, of Here, ek het hierdie of daardie nodig nie. Maar om op die plek te kom en sê, Here, ek het U nodig. Eerstens U. Ek wil hê dat U regeer in my binneste. Dat U heerskappy hier binne kan plaasvind. Want as dit reg is, dan vloei die ander goed daaruit. Want as dit reg is, dan begin ons besef, wat is werklik waar vir ons belangrik? Soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. En al hierdie dinge sal bygevoeg word.
Jy sien, ek dink dis omdat wanneer ons fokus op die Here sit, soos hy lied sê, turn your eyes upon Jesus, and the things of the earth will grow strangely dim. Jy sien, wanneer ons fokus op Jesus sit, wanneer ons fokus op Jesus sit, dan besef ons hoe hierdie tydelike goed eintlik minder en minder saak. Fokus op Jesus. Dan is die selfbelang nie meer so belangrik. En dan is dit belangrik om die karakter van God uit te leef. Dan is dit belangrik om sê, Here, U wil my lewe, nie my eie plannetjies nie my eie dinge nie. Dis dan wanneer ons op die plek kom en sê, dat ek op die Here vertrou. Spreuke 3 vers 5 en 6. Spreuke 3 vers 5 en 6 sê vir ons, vertrou op die Here met jou hele hart, steun nie op jou eie insig nie. Ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. Baie keer is hierdie die grootste ding wat staan tussen jou en God. Selfs in die prentjie wat jy tot nou toe gemaak het van jou eie lewe. Jy probeer dit regmaak uit jou eie krag uit. Jy probeer, en dan elke keer as jy fout begaan, dan laat jy toe dat die vyand jou pakslag gee. In plaas daarvan net weer eens te bly as ek is 'n nuwe skepsel. Of vanmôre vir jou goeie nuus gee. Ek wil vanmôre vir jou lees en sê, ek wil hê dat jy vanmôre sal sien dat die Here vir jou ook 'n nuwe blaai gee. Klaagliedere 3 sê vir ons die volgende. Hy sê, dit sal ek ter harte neem, daarom sal ek hoop. Dit is die goedertierenhede van die Here, dat ons nie omgekom het nie. Ek wil vanmôre vir sê, dis nie die goedheid van die Here, dat jy tot nou toe nog nie omgekom het. Dat die Here jou beskerm het, want God het nog 'n plan met jou. God het nog 'n plan met jou. En dan die goeie nuus wat ek vanmôre vir jou wil gee, hy sê, want sy barmhartighede het geen einde nie. Sy kindness het geen einde nie. Miskien sit jy vanmôre en sê, maar ek verdien dit nie. Miskien sit jy vanmôre en sê, maar ek is nie goed genoeg nie. Jy moet nie goed genoeg wees nie. Jy moet op 'n plek kom waar jy sê, ek kan nie meer aangaan nie. Jy moet op 'n plek kom waar jy sê, ek het nie die krag om hierdie ding te doen nie. Die moment wanneer jy dink jy is nog in beheer, dan het jy moeilikheid nog steeds. Want jy sien, dis ons probleem. Ons wil in beheer wees. Ons wil sê, ja, ek kan hierdie ding uitsorteer. Die grootste moeilikheid wat ons lewe kom, en ons kom agter vir die vlees, die grootste moeilikheid. Ek het nie beheer nie. Want dan gaan jy in distress in. Jy begin bekommerd raak. Jy wonder hoe, wat, waar. Spreuke sê vir my, ons op die Here moet vertrou. Nie op jou eie insig moet staan. Jy het vanmôre 'n geleentheid waar jy gedink het, jy kan nie, waar gaan dit weer draai, waar gaan die woord van die Here sê vanmôre vir my. Daar's geen einde aan sy barmhartighede en luister mooi, hulle is elke môre nuut. Die trou is groot. Die Here is my deel, sê my siel, daarom sal ek op hom hoop. Luister, as jy hoop vanmôre in die Here is, wat ek vanmôre vir jou sê. 2 Korintiërs 5:17 sê vir ons, daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Daai ou lelike, vieslike prentjie wat jy gehad het, en dit wat jy van jouself gedink het, en dit wat jy van jouself gesien het, en ja, daar kan waarhede daar wees. Jy het droog gemaak al. Maar dank die Here, dat die Here sê dat as jy berou het, hy vergewe jou, en hy sê, ek dink nooit weer daaraan. Ek wil vanmôre vra, is daar mense vanmôre hier saam met ons hier, wat vanmôre sê, ek wil nie meer hierdie prentjie van myself hê nie. Is hier vanmôre iemand wat sê, ek kan nie meer op hierdie prentjie aangaan nie, ek wil nie meer. Dan wil ek jou vanmôre uitnooi, daar waar jy is, staan op jou voete. Daar waar jy is, staan net op.
Miskien is dit nie 'n hele prentjie, miskien is daar net so ietsie. Ek wil vir jou vanmôre sê, ek is die eerste ene wat vanmôre opstaan. Ek is die eerste ene wat sê, Here, gee my genade, 'n nuwe prentjie. Ek wil jou vanmôre sê, moenie toelaat dat die vyand jou vasdruk op 'n stoel nie. Moenie dat trots nie, moenie dat iets jou afdruk vanmôre nie, maar staan op in die naam van Jesus. Staan op. Want God wil jou vrymaak. God wil vir jou 'n nuwe prentjie gee. God wil hê dat jy daai prentjie wat jy van jouself het, van ek is 'n mislukking, ek is 'n gemors, ek het aangejaag. Mense weet nie wie ek reg is. Dat jy vanmôre kan opstaan, sê Here, kom verander dit. Daar waar jy is, met vra maak jou oop nie toe. Here, baie dankie vanmôre vir u genade, Here. Here, dankie dat u barmhartighede vanmôre vars en nuut is. Here, dankie dat daar ons vanmôre staan en waar mense daar vanmôre sê, maar my prentjie is nie vir my mooi nie. Dan wil ek sê, Here, dankie vir 'n nuwe skoon doek vanmôre. Ek bid vanmôre, Vader, dat u vanmôre iets nuuts kom doen. Dat u, Here, die ou ene vat en net soos daai ou vuil kleed, Here, dat u daai kleed wegvat vanmôre. Maar Here, my gebed is dat u op net weer opwys. Here, daar's vanmôre mense wat hier staan sê, maar ek is in Christus wedergebore. Ek is gedoop, ek is wedergebore kind van God. En die vyand wil hulle wys op die ou dinge. Die vyand wil die hele tyd hulle moet terugkyk op dit wat hulle verkeerd gedoen het. Maar Here, vanmôre sê Here, dankie dat die woord sê dat as ek in Christus is ek 'n nuwe skepsel, die ou dinge het verbygegaan. En ek bid vanmôre, Here, dat dit so sal wees soos wat geskrywe staan in Filippense. Dat elkeen sal najaag om as prys te ontvang die roeping wat daar in God is in Christus Jesus. Vir elkeen. Here, dankie dat u vanmôre kom vrymaak. Here, dankie dat u vanmôre kom en sê, ek sien hierdie gemors. Of weet jy wat jy vanmôre berou het? Maak ek vir jou skoon weer, wat ek gee vir jou 'n nuwe een. Ek gee vir jou 'n nuwe lewe. Here, ek bid vanmôre die manier wat ons dink oor onsself, die manier wat ons dink oor die lewe, die manier wat ons hierdie lewe probeer leef. Ek bid, Here, dat ons opnuut sal sê, Here, wys my opnuut te verstaan, Here, dat u het vir my 'n doel op hierdie aarde. Dat my lewe volgens die waardes van die woord gelewe sal word. En Here, dat ek my prioriteite sal regkry. Here, wys vir my, watter dinge in my lewe moet ek stop mee? Watter dinge moet ek meer aangaan? En wat is die nuwe gewoontes wat ek moet aanleer? Dankie, Here Jesus. Dankie, Jesus. Terwyl jy staan, kom hierdie dringendheid in my hart op. Ons laat dit baie keer na, maar ek wil vanmôre bid vir elkeen wat sê, ek wil opnuut my lewe vir Jesus gee. Miskien is die mense vanmôre hier wat sê, ek het nog nooit my hart vir Jesus gegee. Maar ek wil my hart vir Jesus gee. Of vanmôre vir jou sê, is 'n groot oomblik in 'n mens se lewe. En ek dank die Here vir sy barmhartighede wat vars en nuut elke môre is. Net daar waar jy staan, jou oë toe is. En ek vanmôre vir jou sê, as jy vanmôre jou lewe vir Jesus wil gee. Dan wil jy vanmôre sê, Here, opnuut wil ek sê, Here, hier is my lewe, kom vat dit net. Kom wys my, kom leer. Dan wil ek vir jou vra, net daar waar jy staan. Steek net jou hand vandag op by jou oë toe, steek jou hand net op. Dankie Jesus, dankie Jesus, halleluja. Halleluja, Here Jesus. Here, jy ken vanmôre in die hart van elkeen. En vanmôre, Here, wil ek vanmôre saamstem saam met elkeen wat sy hand opsteek vanmôre, om haar om sê, Here, is my lewe opnuut, Here. Here, dankie dat ek vanmôre vir u kan vra om my te vergewe vir die dinge wat agter my lê.
Here, dankie dat ek vanmôre opnuut kan sê, Here, ek verklaar en sê, Here, wees U die koning van my lewe. Here, kom beïnvloed en kom help my en kom leer my en lei my hoe om besluite te neem volgens U wil. Here, ek gee heerskappy oor my lewe. Ek weet is net deur die bloed van Jesus wat ek gered kan word. Maar Here, ek wil nie meer soos die ou mens lewe nie. Ek wil nie meer die ou mens gewoontes hê nie. Want ek is 'n nuwe skepsel in Christus Jesus. Dankie Here Jesus. Ons loof U, Here. Dankie dat U vry maak vanmôre. Dankie vir 'n nuwe geleentheid. Dankie dat ek hoop vir 'n toekoms kan hê. Want die woord sê ek in die gedagtes wat ek aan hierdie koester. Gedagtes van vrede en onheil nie, sodat jy hoop vir 'n toekoms kan hê. Dankie Jesus. Loof U, Here. Halleluja. Dankie Jesus. Here, ek bid dat elkeen aanraak na liggaam, siel en gees. Ek bid ook, Here, maak hulle toe onder die bloed van Jesus. Dankie, Here. Dankie vir groot genade, Here. Genade wat ons nie kan verdien nie. Dis eer, Here. Jesus naam. Amen. Amen. Kan jy sit plek neem? Jy is besig met 'n kosbare prentjie. Jy is besig met 'n prent wat se waarde nie gekoppel kan word aan geld nie. Ek wil môre hê dat jy dit sal besef elke dag as jy leef. Dat jy lewe het soveel waarde. Jou lewe gaan nie net oor jouself nie. God het jou gemaak om deel te wees van sy koninkryk. En dat jy 'n verantwoordelikheid het op hierdie aarde. Daar waar jy beweeg, wil hy jou gebruik. Gister is gister. As die Here jou vrygemaak het, sal jy waarlik vry wees. Ek dink sommer aan iemand wat wel bekende skilder, as hy besig is met hierdie skildery of ding waarmee hy besig is. Dan kom die woordjie by my op, soos die woord sê dat ons nou gesed moet wandel, maar ek kan net sien hoe die skildenaar net nou geset. Elke stukkie wat hy met die kwas inverf, het hy oordink wat hy gaan doen. Ek wil vanmôre vir jou sê, jou lewe is meer kosbaar as enigiets. Daar waar jy buitekant gaan leef, jy 'n mooi prentjie in Christus ontvang. Gaan leef dit. Neem jou besluite volgens dit. Wanneer 'n tyd as emosie kom, dit van so kwasie het, alles wat mooi was, kom toemaak. As teleurstelling kom, moenie dit wat pragtig is, net wil doodvryf. Laat God doen jou te my. Verleer jou te my. Hy sê, ek sê, wil begeer jy nooit verlaat. Ek het vir vanmôre sê, maak saak waar jy of ek in ons lewens is nie, ons kry vandag weer die geleentheid om 'n nuwe druk, 'n nuwe prentjie te maak van ons lewens. Kom ons gebruik dit, kom ons vat die verantwoordelikheid.
Kom ons laat ons lewe getuig van die krag van God wat in ons is. Die ou dinge het verbygegaan. Gaan kyk wie se mense om jou. Omring jou met die regte mense. Omring jou met die regte geselskap. Omring jou met mense wat jou ondersteun. Besluit te maak volgens sy wil. Here, baie dankie vir die woord vanmôre. Here, ek bid dat hierdie prentjie vas sal maak in ons gedagtes. Elke môre het ons 'n geleentheid om 'n stukkie van ons lewe in te verf. Dankie dat ons vanmôre opnuut die geleentheid het om nie te begin. Gister is verby. Maar die toekoms hier voor ons. Here, dat ons skatte in die hemel sal bymekaar maak. Deur u werke wat ons sien doen, soos u wil. Dat ons nou geset sal lewe. Ja, Here, dat ons daardie innerlike ontferming sal hê. Dat ons goedertierenheid sal hê. Dat ons met lankmoedigheid sal lewe. Dat ons met sagmoedigheid sal lewe. Ja, Here, dat die vriendelikheid en die liefde en die geregtigheid, dat ons met dit sal lewe. Dat dit die ware sal wees. Omdat ons weet, ons bedoel in Christus Jesus. En ons weet, Here, ons prioriteit is om u lief te hê, met ons hele hart, met ons hele siel, met ons hele verstand, met al ons krag. Word u verheerlik, Here. In Jesus naam. Amen. Amen. My vraag is, wat gaan jy maak met dit wat jy ontvang het? Dis net jy wat kan antwoord. Wat gaan jy maak met dit wat jy ontvang het? Ek sal jou aanspoor. Maar dit is vandag dalk 'n tyd te vat en net 'n bietjie stil te gaan raak, te gaan skryf. Wat het jy gehoor vanoggend? Wat het jy gehoor? Maak 'n punt daarvan. As jy iets gehoor het by die Here, waar kan dit is by 'n diens of waar, gaan skryf dit neer. Ek vra vir jou, wat is jou verantwoordelikheid?